Goeiemôre, dit is Vrydag 6 Maart, 8:00 die oggend, Central Tyd, Amerika. En ek wil 'n update gee vir die oorlog, dag 7 vir die Iran oorlog. So gisteraand het 50 fighter jets deelgeneem in 'n operasie om die versterkte bunker waarin die Ayatollah gewoonlik sy business vandaan doen en waar hy gewoonlik wegkruip as daar aanvalle is, om daai bunker te vernietig, en hulle was suksesvol met die vernietiging van daai bunker. 50 vliegtuie deelgeneem, elkeen het 2 bomme gedra, en is gewoonlik daai tipe 5000 pond bunkerbuster bomme wat jy op wegvliegtuie dra, wat ingebring het. En die bunker is vernietig. So baie mense het al gevra, hoekom was die Ayatollah Saterdagoggend, die dag 1 van die oorlog, hoekom was hy nie in die bunker nie, maar in bo-grondse gebou waar hulle dood is? En dis eenvoudig, op Vrydag aand het president Trump 'n klomp comments gemaak op social media en op live TV wat deception was, en ook Israelis, hulle het informasie laat lek, deliberately, so hier is counterintelligence, hulle het informasie laat lek wat wys dat die hoë generale van die Israeli weermag is huis toe gestuur om Sabbat dinner saam met hulle families te eet. So baie moontlik dat die Iraniërs het nie verwag dat daar op 'n daglig op 'n Saterdagoggend vroeg na hierdie voorvalle 'n aanval sou wees nie. En hulle het voortgegaan met hulle meeting daai Saterdagoggend met die Ayatollah en sy leiers, en hulle is almal uitgehaal. So dit is deel van dan counter-in. Counter-in gaan baie ver gebruik word nog tydens hierdie hele oorlog aan beide kante, en dit is deel van die oorlog homself. Israel het intussen hulle aanvalle versterk op Lebanon, in Beirut, spesifiek op Hezbollah, suider van Beirut waar Hezbollah gestasioneer is, en seker te maak hulle skuif al daai hulle breek hulle wil om te fight om rockets in Israel in te skiet. En president Trump het dan ook afgekondig net so rukkie terug dat die enigste negotiation met Iran is definitief unconditional surrender. Niks anders nie. Hy gaan geen ander negotiation in Iran meegaan nie. Net unconditional surrender, en dan sal hulle begin praat oor goeders. Aan die Iran kant kan ons sien, Israel is vat nog steeds incoming. Israel het nou, Iran in samewerking met Hezbollah en Beirut, hulle koördineer hulle aanvalle, hulle missiele of hulle rockets of hulle drones wat hulle in Israel inskiet, in 'n poging om die systems te overwhelm, die defense systems. Gisternag het van die ballistiese missiele wat in Israel gekom het, party van hulle het overshoot, die stad gemis en in die see geval. Meeste is afgeskiet. So daar is nou en dan 1 of 2 wat deurkom en skade maak, maar sover nog steeds is die oorgrote meerderheid word afgeskiet, en die toename of die rate van missiele wat in Israel ingeskiet word, is al meer as 80% verminder. So dis baie duidelik dat dat Iran het die vermoë uitloop om grootskaalse missiele en drones te skiet, maar dis nog nie verby nie. Hulle het nog steeds toegang tot van missiele en van drones, maar die enigste probleem wat hulle het, elke keer as hulle van 'n plek af lanseer, en word dit met die sensors opgetel, en daai plek word onmiddellik daarna bestook. Dan het Lebanon se prime minister self afkondiging gemaak. Hy het eers vir Hezbollah gevra om hulle self terug te hou, om nie betrokke te raak by hierdie oorlog nie. En daarna die regering van Lebanon 'n afkondiging gemaak dat enige iemand, veral in Hezbollah in Beirut, hulle saamskaar saam met die Iranse radical regime om aanvalle teen Israel te doen, en hulle word uitgevang, gaan hulle gearresteer word. Want Lebanon, hulle wil nie betrokke raak, en hulle is nie lus om nog 'n klomp Israeliese vegters ook in hulle stede te hê waar hulle stukkend geskiet word nie. So hulle probeer neutraal bly, maar ongelukkig word die suidelike gedeelte van Beirut deur Hezbollah bestuur en geran, en dis waar die terroristegroep is. So hulle het definitief gevra as daai terroristegroep kan terughou, en as hulle vang, gaan hulle gearresteer word. So dit is die stand van sake hier op die 7de dag van hierdie oorlog. Ek is Morne Botha,
korrespondent vir Koepel TV hier uit Amerika uit regstreeks van Nashville. Geniet die dag.